Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 15de April 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek wil dan begin deur julle te herinner aan die Bosberaad wat nie donderdag aand gaan plaasvind nie, maar wat woensdag aand om 1900 gaan plaasvind. Dis dan nou môre aand is die Bosberaad interaktief met lede en ons gaan gesels oor die internasionale situasies. Waar staan sake in Oekraïne en Rusland? Hoe lyk dit in die Midde-Ooste? Die Amerikaanse veldtog en al die effek wat Donald Trump op die handels- en oorlogswêreld het. Ek wil begin deur vanoggend ook net byvoeg. Onthou die uitsending wat ek gister gemaak het ten opsigte van die vloede langs die riviere. Ons moet aanvaar dat daar mense ook skuldig is wat te naby aan die vloedlyne bou en dat die volle skuld nie net eenvoudig aan die amptenare wat die sluise hanteer voor hulle neergelê moet word nie. Ek staan steeds by die feit dat onvermoë baie groot rol speel hierin. Dit kan beter hanteer word, maar die geskiedenis het ook al vir ons gewys dat wanneer daar werklik groot massas water op pad is daar niks wat in die pad van die natuur staan nie. Ek wil vanoggend se praatjie self dan begin met 'n aanhaling daarvan Katia Bieden. En sy sê, the electricity doesn't work, the railways are broken, the ports don't work, water is cut off, traffic lights are out, buildings are hijacked, crime is out of control, borders are porous, the Navy has no ships, the Air Force has no planes, our soldiers are on maternity leave, expropriation without compensation is written into law. The economy is deteriorating, 60% unemployment, level 6 on genocide watch. Regulation is increasing. BBEE only serves the political elite. AGOA is compromised and America has declined the G20 invite. Did I leave anything out? En wat Katie daar sê is so waar. Dit bring ons eintlik tot 'n skokkende gevolgtrekking dat Suid-Afrika soos ons dit ken is eintlik gedoem. Hierby aan te sluit wil ek dan julle aandag vestig op die storie van die amptenaar, Suid-Afrikaanse amptenaar in die buiteland wat nou sy woonstel, staatswoonstel so beskadig het dat daar 700 000 rand se skade aangerig is. Nou dit is ene advokaat nogals, advokaat Kweli Nkosi wat 700 000 rand se skade berokken het aan die amptswonings wat onder andere in Oostenryk en in Indië aan hom beskikbaar gestel was. Mense 700 000 rand se skade. Jy's 'n advokaat, maar jy vernietig. En dit wys vir my maar net dat daar's 'n patroon van vernietiging. Daar's nie 'n patroon van regmaak, herstel, onderhoud, opbou en verbeter nie, maar hy's 'n advokaat in diens van die regering en in plaas daarvan dat hulle hom se muur op die spot wegjaag in die pad steek, nee, hy word herontplooi na Amman in Jordanië. Ten spyte van die feit dat hy 700 000 rand se skade berokken het, wat die belastingbetaler, dis ek en jy, nou moet voorpa staan. En dit sê vir ons dat iets in die proses is nie baie lekker en baie cozy in die hele situasie nie.
Nou, as ons nou gaan kyk, verder wat aan die gebeur is die optrede met soveel arrogansie, dat as ons nou kyk, waar selfs die VSA se ambassade in Pretoria, het nou, daar staan dit, condemns, kill the Boer chant, despite the Constitutional Court's ruling. En dit is eintlik 'n vreeslike, slegte ding, wat daar gebeur het vir die huidige bestel van die regering. Maar miskien is dis goed vir ons, dat die oë van die wêreld vir die eerste keer nou gefokus is op wat werklik in Suid-Afrika aan die gang is. En ja, dan het ek nou nog een hier wat ek graag daar wil wys, waar Malema hulle dan nou ook voor die ambassade gestaan het. Nee, dis nou nie hierdie ene nie. Dis 'n volgende ene. Nou, laat ek net daai ene reg kry gou vir julle. Haal net daai af. En ons gaan dan soontoe. En ons sit hom op die skerm. En daar is hy nou. Hierdie dame sê daar, well, there it is, straight from the horse's mouth, one bullet, one American, a disturbing glimpse into the overlap between the EFF Red Berets and the Free Palestine crowd, truly a delightful bunch. One bullet, one American, EFF terrorist communist in South Africa, calling out Trump and America, en dan sien ons nou maar net die betoging wat plaasgevind het daar by die Amerikaanse ambassade. Dit is asof ons besig is om op te bou na 'n punt toe. Dit spel net verdere doom en gloom vir die regering van nasionale eenheid, die ANC leiergroep, EFF leiergroep, selfs die MK leiergroep. Dit spel vir hulle groter en groter probleme, maar dis asof hulle nog doelbewus die Amerikaners verder uitlok deur dan te sê, one bullet, one American. En ek dink nie dis die taal waarvan Amerika hou nie. Maar dit is so wonderlike nuus dat die wêreld saam met Amerika tans hulle fokus op hierdie onkundige en onoordeelkundige uitsprake in Suid-Afrika gefokus is, dat hulle nou daarom aandag gee aan wat werklik op grondvlak in Suid-Afrika aan die gebeur is iets wat nog nooit in die geskiedenis met ons gebeur het nie. Vir die eerste keer word die Afrikaner raak gesien, word die werklike misstappe en die bedreiging teen die wit bevolking van Suid-Afrika ingesien. Nou goed, jy sal altyd die garde kry wat onmiddellik sê, wel, dis nie net blanke boere nie, dis nie net wit mense wat doodgemaak word nie, maar alle uitsprake, alle haatspraak is teen ons. Nie teen die kleerlinge nie, nie teen die Indiërs nie, nie teen ander swart mense nie, dit is teen ons. Soos wat ons ook duidelik hier uit Mampuru se tweet uit kan sien, waar hy sê, we need to unite as black people. There are less than 5 million whites in South Africa versus 45 million of us. We can kill all this white within 2 weeks. We have the army and the police. If those who are killing farmers can do it, what are you waiting for? Should the boer kill the farmer? Ek sien nie daar 'n bedreiging ingesluit teenoor die kleerlinge of die Indiërs of ander swartes nie. Dit is duidelik dat dit gefokus is suiwer op die blanke bevolking in Suid-Afrika en daarmee saam dan die blanke opinie in die res
van die wêreld. Dis waarop die fokus is. Dis waarom 'n bedreiging vir ons spesifiek bestaan. En dis hoekom dit nodig is dat ons self na ons probleme vorentoe sal moet kyk, omdat niemand anders vir ons gaan sorg nie. Die buiteland mag meer simpatie wys, en ja, soos een persoon gesê het, moenie nou die dam onder die eend uitdruk nie, moenie nou die positiewe gesindheid wat teenoor ons aan die opbou is, vernietig deur 'n stommerike ding te doen nie, die verkeerde goed aan te vang nie, en daarmee stem ek 100% saam. Dis nog steeds 'n wag en kyk situasie, maar dat gesindheid geswaai het tot voordeel van ons is so, maar dit vat nie die verantwoordelikheid weg om onsself voor te berei en gereed te kry teen al die haatspraak wat ons hier aanskou het nie. Die afbreekende gedrag wat voorkom, soos wat Katie perfek gesê het daarso van, wat het sy uitgelaat uit daai lysie uit? Dit wat die amptenaar, die advokaat in die buiteland aangevang het, en dit in Europa, in 'n amptswoning, R700.000 se skade in daai huurhuise aangebring, 'n kultuur van afbreek, 'n kultuur van dreig, 'n kultuur van intimidering. Dis wat teen ons fokus, en daarom is ons verplig om ten spyte van wie of wat ons is, of ons ryk of arm is, of ons het of nie het nie, ongeag waar jy woon, moet jy jou aandag op hierdie sake fokus. Want een of ander tyd gaan iets gebeur, en almal se aandag van daai 50 of 60 miljoen is reeds op ons gefokus deur al die uitsprake wat dan gemaak word. Daarom is voorbereiding, beplanning, buite die kassie dink, baie belangrik. 'n Onkonvensionele tipe van optrede is nodig indien ons die veiligheid van ons mense wil verseker. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek is dan môreoggend terug by julle lekker